Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Woensdag 29 Julie. Gewaarsku teen afgoderry. Lees 1 Korintiërs 10 vers 5 tot 22. Waarom moet ons van afgoderry af wegvlug? Ons lees 1 Korintiërs 10 vers 5 tot 22. Maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge soos hulle begeerig was nie. En wees ook nie afgode dienaars soos sommige van hulle was nie, soos geskrywe is, die volk het gaan sit om te eet en te drink en het opgestaan om te speel. En laat ons nie oreer, soos sommige van hulle georeer het nie, en daar het op een dag 23.000 geval. En laat ons Christus nie versoek, soos ook sommige van hulle gedoen het nie, en hulle het deur die slange omgekom. En moenie murmureer, soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie, en hulle het deur die verderwer omgekom. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons, op wie die eindes van die eeue gekom het. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking het julle aangegryp, behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Daarom, my geliefdes, vlug vir die afgodediens. Ek spreek soos met verstandige mense, oordeel self wat ek sê. Die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? Omdat dit een brood is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood. Let op Israel na die vlees. Het die wat die offers eet nie gemeenskap met die altaar nie? Wat sê ek dan? Dat 'n afgod iets is of dat 'n afgodsoffer iets is? Nee, maar dat die heidene wat dit offer aan duiwels offer en nie aan God nie. En ek wil nie hê dat julle met die duiwels gemeenskap moet hou nie. Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die duiwels nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die duiwels nie. Of wil ons die ywer van die Here opwek? Is ons miskien sterker as hy? 1 Korintiërs 10 vers 5 tot 22. In 1 Korintiërs 10 vers 14 tot 22 keer Paulus terug na die kwessie oor kos wat aan afgode geoffer is. Dit is iets wat bitter min kulture in die hedendaagse wêreld bedryf, tog was dit 'n algemene gebruik in die Bybelse tye. Dit het so gewerk. Die priester wat in die paganistiese tempel diens doen, offer die dier aan 'n bepaalde afgod of afgode, waarna hy of sy 'n deel van die karkas ontvang wat hulle dan kan verkoop. Party van daardie vleis het in stalletjies op die mark beland. Hierdie vleis het die betrokke handelaar nie apart verkoop nie. So kon 'n Christen onwetend vleis koop wat aan afgode geoffer is. Die apostolse raad in die verband is: Christene mag sulke vleis met 'n skoon gewete koop. Hoewel Christene dus vleis wat vooraf in die tempel geoffer is, mag koop en by die huis mag eet, soos gelees in 1 Korintiërs 8 vers 1 tot 13, is dit duidelik verbode vir die Christen om daardie tempels te betree en aan hul seremonies of feeste deel te neem. Die maatstaf hier is duidelik. Christene mag van daardie geofferde vleis koop en by die huis eet omdat die afgode versinsels is. 1 Korintiërs 8 vers 4. Die gelowige moet egter nie aan paganistiese seremonies deelneem nie, omdat daardie aanbidding op die verering van demone neerkom, soos gelees in vers 20 en 21. Om aan sulke paganistiese rituele deel te neem, is om gemeenskap met die bose te hê, soos gelees in vers 12. Net soos deelname aan die nagmaal gelykstaande aan gemeenskap met Christus is, soos gelees in vers 16. Dit is waarom Paulus skryf in vers 21.
Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die bose geeste nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die bose geeste nie. En soos Jesus dit gestel het in Matteus 6 vers 24, niemand kan tegelyk twee baase dien nie. Paulus se leer hier is dat God algehele lojaliteit van ons verwag. Hy impliseer dat afgodsdiens, gelees in 1 Korintiërs 10 vers 22, die Here uittart. Ten einde dit te verhoed, gee Paulus ons in 1 Korintiërs 8 vers 4 tot 6 die onfeilbare reël wat ons van afgoderry bewaar. Die apostel doen dit met 'n indirekte verwysing na Deuteronomium 6 vers 4 en 5 wat sê: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. Deuteronomium 6 vers 4 en 5 klem verskaf. By hierdie begrip in Deuteronomium 6 vers 5, te wete om God bo alles lief te hê, voeg Jesus ook in Markus 12 vers 31, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Levitikus 19 vers 18 sê ook, jy mag nie wraakgierig of haatdraand teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself, ek is die Here. 'n Afgod is nie noodwendig net 'n klipbeeld nie. Mens kan so te sê van enige iets 'n afgod maak. Let op die gepaste Afrikaanse werkwoord en abstrakte selfstandige naamwoord vir afgod en vir afgoding, wat vir lewende en nie lewende dinge gebruik kan word. Jy kan ander mense, troeteldiere en persoonlike eiendom verafgod. Watter vorms van verafgoding in jou eie lewe moet jy ontvlug?